okay, beteken dit nou jy is swanger? Sy sê, ja, maar die telling is baie hoog. Sy vermoed is 'n tweeling. Ek lag die storie af, ek sê, wat is die kans? Daar is nie 'n manier die twee, dan het ons 4 kinders. Ek sê vir jy weet, dan dis 4. En so, toe het ons, ek het nie geglo dis 'n tweeling nie, tot ons vir die eerste sonar gegaan het en gesien het dat dit is wel 2. So, toe werk ons nou maar daarvan af en ons is excited en min wetende dat die pad wat voor lê gaan 'n challenge wees. Dit het op 8 weke begin, die eerste 9 keer. weke. 9 weke. Ja. Het sy kwaai aan die bloei gegaan en soveel so dat die hoeveelheid bloed wat daar was, het ek net gedink op pad ongevalle toe. Dit was bitter laat. Dit is vroeg die oggend eintlik, oggendure. Vroegoggendure. Die hoeveelheid bloed wat daar was, sê net vir my daar kan nie nog lewe wees nie. Ons is ongevalle toe, die dokter het gekom sonar gedoen en al 2 se hart het geklop. Hulle het niks bekeer nie. So ons besluit toe ons gaan vir 'n tweede opinie na 'n dokter toe in Sandton wat spesialiseer in meerlinge. Kom by hom net voordat ons by hom was die vorige week was ons by ons ginekoloog en die tweelinge het niks bekeer nie. Hulle was 100%. Kom by die dokter wat die tweede opinie doen en hy sy oë rek en sê dat luister, julle onderste baba is besig om af te kom. Ja, die hele cervix was al oop. Die cervix was oop geweest en hy sê daar is 'n prosedure wat ons kan doen om die baba te probeer red, maar dis gevaarlik. As dit nie werk nie, doen hulle 'n skrap en ons verloor al 2 babas. Dis wat vir ons baie hartseer was, dat die ander baba mekeer niks nie. Het absoluut niks mekeer nie en as gevolg van die een wat besig is om af te kom, moet daai tweede baba ook daaronder ly. Met die wat die dokter toe nou die tweede opinie dokter die prosedure toe nou gedoen het, gaan hy teater toe en hulle doen die prosedure en kom uit die teater uit en ons tweeling is fine. Hulle het dit gemaak. Hy het toe 2 steke ingesit wat seker maak is om seker te maak dat die cervix nie weer oop gaan nie. Ons gaan toe, sy word ontslaan na die prosedure in die hospitaal in Sandton. Die dokter doen 'n sonar en ek vra vir die dokter die baba wat besig was om af te kom, is daai baba fine, is hy okay? En die dokter sê ek gaan niks sê nie, kyk wat sê die sonar. En op daai stadium is daar 'n foto van 'n foto van ons baba wat letterlik met sy hand 'n facie maak en sy duim sharp wys. En hy het die foto gepos en hy het daar geskryf ek is okay. En ons het rustigheid gehad in ons hart want ons weet dat ons kinders is okay. Vroeg daai oggend, dit was 5:30. Ja, 5:30, toe maak ek vir haar wakker toe en sy maak my wakker en sê dat sy het begin bloei. Gelukkig ons is in Pretoria, ons dokter is in Sandton, so wat ons toe nou doen, ek spring in die kar en ons jaag hospitaal toe. Min wetende. Met ek dog daai tyd van die tyd gaan daar nie regtig verkeer wees nie, maar ek het spitsverkeer geslaan soos wat ek in my lewe nog nooit geslaan het nie. Eventueel kom ons by die hospitaal aan en ek maak die deur op en ek hardloop om en ek maak vir Andriesy oop om haar uit te haal en toe ek haar uit het, toe sit net water. En sy sê vir my water het nou net gebreek. Die dokter was ook binne sekondes toe daar gewees en hy bevestig toe dis vrugwater en die water het gebreek en sy woorde was ons moet die swangerskap ons termineer die swangerskap. Ek dink daar is al woorde wat so seer gemaak het in my hele lewe as daai woorde van ons termineer die swangerskap nie. Andriesy het hysteries gehuil, sy het hom in die arm gegryp en op hom geskree, jy vat nie my kinders nie. Die dokter sê aan ons dat hy is jammer vir ons slegte nuus te gee, maar Zakai se long het nie ontwikkel nie. Hy sal dit nie maak nie. Maak nie saak wanneer hy gebore word nie. Hy het nie longe nie. Sy hele borskas is ingeneem met sy hart. Ja, sy hartjie het sy borskas oorgeneem. Daar was nie plek vir longe nie. Daar was nie plek vir longe nie. Hy het nie longe nie. En ek is kwaad daai dag. Ons gaan terug en toe het ek al klaar die woord gekry. Ja, sy het die woord gekry en die visioen en alles en sy is rustig, maar ek is upset want dit voel net vir my ja, Here, ons het so ver gekom.
hoekom nou nog hierdie ook? Minder as 24 uur later kom ek die volgende dag oggend by die hospitaal aan. En hulle sê ons moet gaan vir die noodkeiser. Hulle het begin toe met die keiser. Nou weet ek, ons ginekoloog het gesê 30 sekondes, dan moet hulle albei uit. Sy hande is daarin en dit hou net aan bloei en hy kry nie vir Zakai uit nie en Zakai kom nie uit nie. Naderhand hou ek die horlosie dop, ek weet dis lankal al nie meer 30 sekondes nie, ons is al ver oor dit. Maar wat toe gebeur het is Zakai en Zantalie het al twee gaan draai. Hulle is toe wat hulle noem breech baby. Ja, breech babies. En hy kry nie vir Zakai uit nie. Hy kry hom nie uit nie. Eventueel toe sien ek 'n voetjie wat uitkom. Maar ek kan sien daai voetjie is Dis die beentjies wat uitkom toe so pap. dis piep 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 klein. Eventueel het hy vir Zakai uit en intussen tyd bloei Andrusha nog steeds nie. Dit het nog nooit opgehou nie. Zakai is uit en hulle vat vir Zakai en ek hoor niks. Nou is dit vir my erg. Ek wil hardloop en gaan hoor of my seun alright is. My vrou is besig om massas en massas bloed te verloor. Dit voel ek verloor my vrou. En ek sien twee geskeer, ek weet nie wat om te doen nie. Hulle moet vir Zantalie uithaal en sukkel dieselfde storie. Sy het gedraai en hulle sukkel, hulle kry nie uit nie. Ons is lankal al verby. Lankal al verby. 2 minute uitmekaar uitgebore. Ja, dis al ver oor die tydperk wat hulle moes uit. Na 'n lang gesukkel het hulle vir Zantalie ook toe nou uit en Andrusha sê vir my gaan kyk na ons kinders, ek kan nie meer nie. Ek hardloop toe om en ek gaan kyk en hulle sê vir my albei is fine. En dieselfde Zakai wat gister nie longe gehad het nie, het van die eerste oomblik af beter asem gehaal as sy sussie. Sy sussie het bietjie gesukkel om asem te haal, maar Zakai het geen probleem, niks. God het in 'n tydperk van minder as 24 uur ons kind longe gemaak. Kan hy haal asem, daai wat God in hom ingeblaas het. Zakai is fine, hy haal asem. Eventueel kom hulle uit die teater uit met Andrusha en sy is fine en hulle hardloop en daar ook ICU toe. Sy het oor die 2 liter bloed verloor in die hele proses. Hulle het dadelik in die teater vir haar begin bloed oortap en in ICU het sy ook nog 2 units Ek het gekry. 3 punte bloed. 2 ja, in totaal het sy hulle vir 3 punte bloed teruggetap, maar my vrou het gefight van die eerste oomblik af. Sy het in ICU het sy melk uitgepomp en met 'n borspomp sodat ons kinders kan melk kry. Hulle het begin met die tweeling vir 1 milliliter melk 1 milliliter elke 3 ure. elke 3 ure. So ons kinders het 1 ml melk gekry. Dis scary. Zakai was 1.04 kg, 30 cm. Zantalie was 1.4 kg, 40 cm. Ek het my ring gevat en oor Zantalie se hand gesit en sy het haar ring gevat en so oor Zakai se hand Want hy gesit. so oor sy polsie gepas het. So klein was hulle. Dit was minute. Ons mag nie aan hulle geraak het nie. Net wanneer hulle die doeke ruil, dis elke 6 ure mag ons bietjie aan hulle vat, jy mag ook nie streel nie, niks. So dis waar ons die ringe toe nou oorgesit het. En daarvan af begin die journey. Hulle het vir ons gesê ons kinders gaan ten minste 4 maande Ja, hulle het ons sê maak 4 maande reg, ventilators, alles. in ICU lê. Ons kinders was nie een op 'n ventilator gewees nie. Hulle was op 'n CPAP masjien wat hulle dit noem, wat normale kamertemperatuur suurstof is wat net Dis nou en dan wat hy net so nou en dan is hulle sê om dit te verduidelik is soos as jy jou kop by die venster uitsteek in op die highway, daai wat jy ervaar, dit is wat daai masjien doen. So hulle het geen ventilator gehad nie, niks. So, ons is in ICU gewees met die tweeling en dit was Zantalie was 7 weke in ICU en Zakai was toe 'n week later ontslaan. Hulle het net bietjie gesukkel met sy suurstofvlakke in sy liggaam, maar na 'n week toe is dit uitgesort en hy is toe ook huis toe. Na 7 weke is hy ontslaan, na 8 weke is Zakai ontslaan, geen komplikasies nie. Hulle gehoor is getoets, hulle visie is getoets, hulle het brein sonaars gehad, hulle breintjies is fyn, alles is fyn. En ons is
Ons is bederf. Ons is bederf, ons is terug huis toe. Hier sit ons is nou amper 'n jaar later, hulle word oor 'n maand, bietjie meer as 'n maand word hulle 'n jaar oud en ons het die amazingste tyd saam met hulle, saam met ons gesin. Dit is die grootste blessing wat ons ooit voor kon gevra het. En ek en Anushay bly nog heeltyd net sê dat hierdie is ons rykdom. Geen geld kan hierdie koop nie. Dis ons huis hierdie. So in die proses kon ons hierdie ding nooit alleen deurgemaak het en daar's nie 'n manier nie. So eerstens wil ons vir ons Hemelse Vader sê dankie. Daar's nie genoeg woorde om te beskryf die dankbaarheid wat in ons harte is vir wat hy vir ons gedoen het nie, om ons kinders te spaar, om ons die voorreg te gee om ons tweeling te mag hê saam met ons ander pragtige 2 dogtertjies. Dis ons lewe hierdie, ons lewe net vir hulle. Dan ons ouers het saam met ons hierdie ding deurgemaak en gestry en beklei en gefight en gebid en hulle het elke sekonde agter ons gestaan. So dankie aan ons ouers en ons familie, ons susters en broers, almal wat net saam gebid het. Dankie, ons hele familie, ons gemeente. Ek kan nie vir julle sê wat dit beteken het om te weet dat daar's 'n gemeente wat agter ons staan nie. Hulle is ook ons familie. Dankie vir julle. Sonder julle gebede, sonder julle oproepe, SMS'e, WhatsApps, dit het ons gedra, dit het ons krag gegee. Prys die Here. Prys die Here, ons wat lewe. Prys die Here.